lied is dit nie. Wat 'n eer is dit nie vanmôre om hierdie lied te kan sing. Kerk, ons tema vanmôre is verblind is die mens deur die God van hierdie wêreld terwyl die tyd min raak. En ek wil hê jy saam met my lees uit die boek van Korintiërs, 2 Korintiërs 4 vers 4 is ons teks van oordeenking vanmôre. En die woord sê in vers 4, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verpligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. En dan wil ek net graag vers 5 ook saamgooi hierso, want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus, ons Here. Jy weet vanmôre, jy behoort nie aan jouself. As jy so gedink het ek nie vir vanmôre, jy behoort nie aan jouself, en jy behoort aan die een wat die prys betaal het. En ek wil begin deur vanmôre vir u te sê, ons moet ophou speel met die genade van God. Ons hoor die woord van God op 'n daaglikse basis. Het sy dit nou in die kerk is op 'n Sondag, het sy ons soggens of saand die woord vat, of behoort te vat, het ek het eerder so stel. Maar steeds speel die mens met die genade van God. Daar steeds te veel mense wat absoluut geen verandering toon nie. Wat help dit jou kerk? Om die woord te hoor, maar dit net toe te pas in jou lewe. Dis waaroor hierdie diens gaan vanmôre. Dis waaroor hierdie tema gaan. Want ons is in hierdie gemaksone van Jesus het die prys betaal. Kan ek vir u sê vanmôre, ons behoort steeds ons lewe te lei dat dit in lyn is met die woord van God. Dis wat God van ons verwag. Maar ons word verblind deur die God van hierdie wêreld, die Satan is. En ons het hierdie persepsie van, ag, as almal dit aanvaar, dan aanvaar ek dit ook nou maar. Dis okay. Ek wil vir u sê, dit is nie okay nie. Die woord van God sê is, wanneer jy opstaan vir Jesus, sal die wêreld jou begin haat. En ek wil vanmôre my hand opsteek en sê, ek gee nie om hoeveel van die wêreld my haat nie, solank ek comply with the word of God. Dis die belangrikste. En daar is nie meer tyd vir kerk speel nie. En die Here bly hierdie temas op 'n mens se pad bring kerk. En dis hoekom ek by u pleit vanmôre. Dis my werk as prediker en as pastoor van hierdie gemeente. Dis my verantwoordelikheid, want ek gaan verantwoording doen vir elkeen van u wat in hierdie banke sit. As u dit nie geweet het nie. Maar ek kan waaragtig die perd tot by die water bring, maar ek kan hom nie maak drink. Ek kan nie op die kruiwas stoot tot reg voor die poorte van die hemel. Maar kan jy nie daar instoot. Wat ek kan doen vanmôre is, ek kan tot die beste van my vermoë by u pleit om op te hou kerk speel. En werklik waar bietjie by die voete van Jesus begin uitkom. En ek weet vanmôre preek ek seker vir die mense wat hier in hierdie leerbanke moet sit. Wat het belangriker ag om op 'n ander plek te wees vanmôre. Maar al is daar net een wat vanmôre sy hart vir die Here gee, is dit ook goed genoeg. Ons sit voor in die kerk en ons sê die hardste amen. Maar as die week begin, is ek maar net weer my ou self. Nou verwag ons dat God sy genade teenoor ons moet bewys dag vir dag. En hy doen verseker. Maar ek wil vir u sê vanmôre, ek wil by u pleit vanmôre, kerk van die Here. Kry klaar met hierdie kerkspeling. Begin die woord wat jy hoor, wat jy lees, uitleef, sodat jy nie voor God te staan kom eendag en so hoor, jy is geweet, maar te lig bevind.
Ons word verblind deur die God van hierdie wêreld. En dit terwyl ons gemaklik terugsit en dink ons is reguit op pad hemel. Elke een van ons as mens behoort deel te wees van die liggaam van Christus, wat die kerk is natuurlik. Want ons is die kerk van Christus. En om deel te wees van die liggaam van Christus, beteken ek wandel in die lig en daar is geen duisternis meer in my. Nie in my gedagtes nie, nie in my dade nie, nie in my leefstyl. Elke een van ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God en teenoor sy woord. So as jy gedink het, is net die pastoor of net die prediker se verantwoordelikheid teenoor God, is die God van die wêreld reeds besig om jou te verblind. Want ons weet of ons behoort te weet dat geen dade of werke vir ons 'n plek in die hemel kan koop, maar God se genade is vir ons elkeen genoeg. Kerk van God, en ek het al baie gesê en ek gaan dit weer sê, op 'n Sondag hier in te stap en hier te kom sit is nie 'n freeway ticket te hê. Jy is veronderstel om verandering te doen. Jy is veronderstel om ten minste te strewe. En ek wil vanmôre vir u sê, kerk, en ek het dit hierdie week vir iemand gesê, ek kan nie eens onthou vir wie nie. Onthou een ding, die Here ken jou. Wat 'n goeie ding en 'n slegte ding is. As jy opregte hart het. God ken jou hart. Dit maak nie saak hoeveel jy sukkel en met wat jy sukkel nie. As jy probeer, sien God dit raak. Maar as ek dit jy kan, en maar net join, waaroor ek kan join, sien die Here dit ook raak. Niemand van ons kan vanmôre sê, en ons gaan het later in die diens ook sien, dat ons is volmaak en sonder sonde nie. Die woord is baie duidelik as dit kom by hierdie dinge. Maar as jy die woord nie bestudeer nie, sal jy nie weet wat God van jou verwag nie. As jy nie 'n dader van die woord word wat jy hier hoor op 'n Sondag nie, sal jy nie kom op 'n plek waar jy doen wat God van jou verwag. Want selfs die wat duiwels uitgedryf het, is nie hulle plek in die hemel verseker. Die woord sê dit vir ons baie duidelik, ons moet ophou om kerk te speel en God begin aanbid in gees en waarheid. Matteus 7:22 en 23 sê, nie elke een wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel. Maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Baie, sê die woord, sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer nie, en in U naam duiwels uitgedryf nie, en in U naam baie kragtig gedoen nie, dan sal ek aan hulle sê, julle nooit geken, gaan weg van my af, julle van ongeregtigheid bewerk. Maar jy moet mooi verstaan, hierso praat die woord van profeties. 'n Profeet is seker een van die hoogste ampts wat jy kry in die fivefold bediening. En as jy wil weet wat 'n fivefold bediening is, apostels, profete, evangeliste, pastore en teachers. Dis 'n fivefold bediening en die bediening het al 5 van hierdie nodig. Nie kom die woord en hy sê, al profeteer jy, al het jy selfs duiwels in die naam van Jesus uitgedryf, kerk, en jy lewe nie volgens die wil van God, mag jy dalk daai woorde hoor, gaan weg van my af, want ek ken jou. Jy moet mooi verstaan, daar's 'n verskil tussen ken jy God, ken God nie. Almal van ons weet van God, almal van ons ken God.
As ek 'n voorbeeld kan gebruik vanmôre, wie van ons weet nie wie Cyril Ramaphosa is? Ek dink nie daar is iemand wat nie weet wie Cyril Ramaphosa is, maar ken Cyril Ramaphosa jou? Nee. Hoekom? Want jy spandeer nie tyd saam met Cyril Ramaphosa. Dit is presies hoe dit werk in die geesteswêreld. As jy nie tyd saam met God spandeer nie, mag jy dalk hierdie woorde hoor. En ek glo nie, daar is iemand wat uitsien om hierdie woorde uit Christus se mond te hoor. Die kerk, kan ek vir jy sê vanmôre, as jy hierdie woorde gehoor het, is dit te laat. Dan is dit te laat. Hier hoor ons wat die woord sê, dat daar gesê is, maar het ons nie uit die naam duivels gedryf, het ons nie in die naam geprofeteer nie. Gaan weg van my af, julle wat ongeregtigheid werk. Dit is my verantwoordelikheid as herder van hierdie gemeente om seker te maak dat u die woord ontvang. Om seker te maak, ek bedien hierdie woord geïnspireer deur die Gees, sodat u dit kan verstaan. As u instap soggens, en net hier kom sit om 'n stoel vol te maak en nie die woord hoor en niks daarmee doen nie, kan ek absoluut niks verder by u doen. Vir u doen nie. Ek kan bid, want ek bid elke dag, oggend en saand vir hierdie gemeente. Ek kan bid en pleit vir God se genade. Maar kerk, as jy nie omdraai, weg van die wêreld af in jou gesig, draai na Jesus en begin fokus op die een wat jou prys betaal het nie, sien ek swaar tye vir ons. Bid elke dag, vra en pleit vir God se genade. Kan ek vir jy sê vanmôre, die dag wat jy voor God gaan staan, gaan jy alleen voor God staan. Daar gaan nie tyd wees om te sê, Here, wil dat ek gaan my pastoor roep nie, om die antwoorde te gee wat u vir my vra op het. Dan gaan jy nie vir die Here kan sê, maar my pastoor het so gesê. Hy weet presies wat die pastoor gesê het. As jou pastoor jou verkeerd geleer het, wat bitter baie gebeur in hierdie tyd waarin ons leef, sal hy verantwoordelik gehou word daarvoor. Maar kan ek vir jy sê vanmôre, as jy God in gees en in waarheid aanbid, en jy in konnotasie met die gees van God bly, sal jy weet wanneer ek vals profeties is. Jy sal ervaar, die gees sal vir jou sê, dit wat hierdie ou nou praat is uit lyn uit met God se woord. Is ek reg of verkeerd? So dit bly steeds jou verantwoordelikheid om seker te maak. Daarom as ek preek, gee ek vir u die skrif en u is meer as welkom. Meer as welkom om te gaan kyk of dit wat ek sê in Romeine 14 vers 11 en 12 staan, of dit werklik daar gaan staan. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So sal elke een van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Ja, 'n herder van 'n gemeente of 'n pastoor, 'n dominee, 'n apostel, 'n priester, you name it, maak nou nie saak wat jy wil noem nie, het 'n verantwoording oor die mense, teenoor die mense, teenoor die woord en die bediening wat uitgegaan het. Ja. Dit is jou verantwoordelikheid om seker te maak dat jy en jou familie die hemel maak. Dis wat God van ons verwag. Dis wat God van elke een van ons verwag. Dit bring my terug na my tema toe vanmôre, van hoe die God van hierdie wêreld die mens totaal en al verblind. Ons weet dat Satan is die God van hierdie wêreld, wat die mens verblind deur mense te stuur. En soos ek vroeër gesê het, selfs predikers te stuur
om die woord so te verdraai en jou so te verblind dat jy dit glo. Al kan dit nie in die woord bewys word. Nou hoor jy te verstaan hoekom die woord sê, ons is wel in hierdie wêreld gebore, maar ons is nie van hierdie wêreld. As hy die God van hierdie wêreld is, wil ek verseker nie deel wees van die wêreld en sy begeerlikhede. Kerk, jy kan nie eendag uitsonder as gelowige en optree as 'n kind van God en die ander 6 dae van jou lewe, van jou week, leef jy 'n ongoddelike lewensstyl. Met ander woorde, jy kan nie in die lig en in die duisternis wandel nie. Want ons weet dat die lig en die duisternis geen gemeenskap kan hê met mekaar. Jy kan nie op 'n Sondag vir die Here en sy koninkryk lewe en die res van die week vir die wêreld nie. Dit is nie te moeilik om dit te verstaan nie. In Johannes 1 vers 5 tot 7 sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. En luister mooi wat sê die volgende. En geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons, sê die woord. Dis nie ek wat dit sê nie, die woord sê dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed, luister maar wat sê hy, en dan sê hy eers, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig my van alle sondes. Wat hoor u vanmôre uit hierdie teksvers? Eers wanneer ek wandel in die lig, wat Christus is, sal sy bloed my reinig. Kan u sien vanmôre, dat al het Jesus die prys betaal vir elkeen van u en ek, het ons steeds 'n verantwoordelikheid om in die lig te wandel. Want anders beteken dit niks. Absoluut niks. Ek wil graag 'n voorbeeld gebruik van 'n debat wat ek gehoor het, wat eintlik geen debat behoort te wees. En die ergste van dit alles is hierdie mense, wat die woord bestudeer. Hier is mense wat hierdie woord, hierdie mening, of hierdie persepsie aan die wêreld verkondig. En dis 'n duidelike bewys hoe die God van hierdie wêreld die mens so verblind, dat jy niks anders raak sien, of niks anders glo, as wat hy jou laat sien, en jou laat glo. Dit terwyl die woord baie duidelik is oor hierdie dinge. Hierdie debat het gegaan oor die volgende. Die vraag is gestel, vind jy God in 'n homoseksuele huwelik? Of sal ek eerder sê, om vir die makliker te maak, vind jy God daar waar 'n man met 'n man getrou het, of 'n vrou met 'n vrou getrou het? Nou, hier was 4 partye betrokke in hierdie debat. Die persoon wat die vraag gestel het is 1, en dan is daar nog 3 aan wie die vraag gestel was. En sonder enige twyfel, antwoord die eerste 2 onmiddellik, ja, jy doen. Die derde persoon skuif nader aan die mikrofoon en sê die volgende. As ons nie hierdie gesprek kan voer, sonder om te verwys na die woord van God nie, en dit wat in die woord staan, sal ons geen debat verder. Die ander 2 manne spring dadelik op hulle perkies en val hierdie persoon aan, wat nie saam met hulle stem. En hulle beskuldig hom, dat hy redeneer oor hoe hy die woord van God interpreteer. Dat het hom pas, omdat hy nie homoseksuele verhoudings goedkeur. Hierdie debat bevestig my tema, na die Gees hom vir my gegee het,
hoe die God van hierdie wêreld besig is om die mens so te verblind, dat jy wat lynreg teen die woord van God staan, dit reg wil praat. Kerk van die Here, as jy dit nie vir my hier in hierdie skrif kan wys, nie stel ek nie belang daarin. Ek stel nie belang in jou persepsie nie. Ek stel nie belang in hoe jy die woord interpreteer nie. Ek stel belang in hoe die Gees van God die woord interpreteer. As jy die woord bestudeer onder die leiding van die Gees, sal jy en kan jy dit nie verkeerd verstaan of interpreteer. Maar die God van hierdie wêreld maak seker, hy verblind die mensdom soveel so, dat hulle selfs pas glo, dat 'n man 'n kind in die lewe kan bring. My. En ek sien hoe hierdie persoon staan en stry as 'n professor. En hy klein, wie is die professor, ek of jy? Ek sê vir jou, 'n man kan swanger raak. Wonder waar gaan daai kleintjie uit. En die ergste van alles is, hy is vas oortuig. Hy stry met sy lewe. 'n Man kan swanger raak. So verblind het die God van hierdie wêreld die mens gemaak, dat jy waaragtig die eenvoudigste ding in die lewe, kom aan kerk, hoe in die lewe wil jy vir my vertel, 'n man kan swanger raak? Dis onmoontlik. Hoekom? Want God het hom nie so geskaap. Dit, my liewe broer en suster, is hoekom die woord sê, verblind word hulle deur die God van hierdie wêreld. Hoe ver weg moet jy wees? Hoe verblind moet jy wees, as jy met 'n gedagte of 'n persepsie rondloop, dat 'n man vir 9 maande met 'n kleintjie kan rondloop en hom in die lewe bring daarna. Of ewe skielik identifiseer jy nou nie meer as 'n man nie, of as 'n vrou nie, want jy het nou besluit, jy sal van vandag af 'n man wees, of nog beter, ek is nie seker wat ek wil wees nie. So vir vandag is ek 'n vrou en môre sal ek dalk weer 'n man wees. Nou wil ek vir net 'n rowwe idee gee. Daar is 1.5 biljoen mense op hierdie aarde. Rough estimation, dis wat Google sê. So as die figure nie reg is nie, moet my nie kruisig nie. Gaan Google dit. En van 1.5 biljoen mense is daar 20% gay huwelike. Ons praat van 300 miljoen. 300 miljoen egpare, van mans wat met mans getrou het en vrouens wat met vrouens getrou het. Gaan kyk bietjie op jou Google, op jou internet, dan gaan search jy vir gay Christian community. Jy gaan kyk. Dat is 'n Christelike klas. Nou wil ek vir u vra, kerk. En verstaan my mooi vanmôre, ek oordeel niemand nie. Ek is nie hier om te oordeel nie, dis nie my werk. Maar jy gaan voor God staan. Wat reg is reg en wat verkeerd is verkeerd. En hier, in hierdie skrif, is nie grys areas nie. Daar is nie. Hoeveel genders is daar? Volgens u is daar 2. Volgens Google is daar 72. 72 genders. Nou ek wil graag so 'n stukkie van die tyd neem en ek wil graag hierdie vir u lees. Dit is verskriklik skrikwekkend om dit eintlik te lees.
The term gender identity means, luister mooi, how a person identifies themselves concerning their gender. My goodness, ek het gedog as ek gebore is 'n seentjie, dan is ek 'n seentjie. Ek het nie geweet ek kan myself identifiseer as nie, maar dit daar gelaat. It may be regardless of their anatomy or genetics. Luister hierso, does a person may identify themselves as a male, a female, as none, both, or some or other category independent of their gender? So jy vind dit goed en vind dit reg en jy vind niks fout daarmee nie. Volgens jou is dit in lyn met God se woord om te identifiseer wat jy wil wees. Ons praat nie eers net van mans nie, ek wil vandag 'n vrou wees en môre wil ek 'n man wees nie. As mense wat hulle self identifiseer as 'n kat. Dit is lagwekkend. En die ergste van dit alles is, die God van hierdie wêreld het die mens al so verblind, dat jy in jou hart glo, ek is 'n vrou. Of ek is 'n man, as ek 'n vrou eintlik gebore is. En glo vir my, gaan kyk maar bietjie, gaan Google bietjie hierdie debatte wat gevoer word met hierdie tipe mense. Jy kan maak wat jy wil. Jy kan sê wat jy wil. Die eerste ding is wat hulle vir jou sê, is jy oordeel. Ek sê weer vanmôre, ek oordeel niemand nie. Maar wat God se woord sê, is reg. Hierdie is ja en amen. En nergens in hierdie skrif praat God enigstens dit reg, dat 'n man met 'n man mag trou, en 'n vrou met 'n vrou nie. Inteendeel sê dit is 'n gruwel in die oë van God. Nergens in hierdie skrif praat hy van meer as 2 genders nie. Hy praat van 'n male en 'n female. 'n Man en 'n vrou. Dit is waarvan die woord van God praat. Wanneer jy nou uiteindelik jou besluit gemaak het, watter kant van die draad jy wil staan, dan ondergaan jy een of ander operasie om jou geslag te verander. En wie sê vanmôre, ek gee nie om hoe diep daai teatermes gesny het, of hoeveel silikon hulle ingepomp het. As jy gebore is as 'n seun, sal jy doodgaan as 'n seun. En as jy gebore is as 'n dogter, sal jy doodgaan as 'n dogter. Want hier binnekant, selfs ons gedagtes is nie dieselfde gewaier nie. Die man se kop is deur mekaar. Kan ek 'n amen kry, man? Daar sê, 'n man en 'n vrou se kop werk nie dieselfde nie. So dit help nie, jy plant vir jou 'n stel boobs uit nie. Dit maak nie van jou 'n vrou nie. Jy gaan nog steeds redeneer soos 'n man. Jy gaan nou vis vang. Amen. En nou maak ek van myself 'n man. Ek gaan nog steeds wil disken toe gaan. Ek wil nou en dan my hare te kleer. Of waar ook al jy die goed gaan koop. Magtig man, dit is skrikwekkend om te dink dat die wêreld so vasgevang word en alles so genormaliseer word. Ons aanvaar, dit is oukei. Kan ek vir u sê, vanmôre ons staan op 'n plek waar jy waaragtig, en ek wil dit sê vir al wat 'n jong man en jong meisie is, voordat jy besluit om in 'n verhouding in te tree, gaan maak seker dat daai ouetjie 'n regte ouetjie is, hoor. Of daai girltjie 'n regte girltjie is, want jy gaan dalk 'n groot surprise kry. Glo vir my. Dit is waar ons is. Dit is
hoe die God van hierdie wêreld besig is om die wêreld so te verblind, dat jy nie kan besef, jy is besig om te speel met die genade van God. Geen nie om of jy jouself getransformeer het in 'n vrou, en hier sit jy voor die spieël, man, jy gaan nie so reguit lyn kan trek soos wat hulle trek. En dan trek jy, waar het jy geleer om te trek, en ek vir jou sê, terwyl jy so kyk, gaan jy hier diep binne in jou weet. Ek is gebore 'n man. Ons is so verblind, dat ons vasglo, ek wat as 'n man gebore is, kan myself identifiseer as 'n ander geslag. Van die heel begin van God se woord af, van sy skepping af, praat die woord van God van 2 geslagte. Adam is sy man en Eva is die vrou. Nergens praat die woord van meer as 2 geslagte. Ek sê weer vir jy, oordeel nie, dis nie my plek. Genesis 1 vers 27 sê, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Die oorspronklike bedoeling van God was dat 'n huwelik uit 1 man en 1 vrou moes bestaan. Nergens in die woord sê God dat 2 mense van dieselfde geslag in die huwelik mag tree. Jy hoef nie eens ver te gaan soek nie, gaan kyk net na die natuur. Ek het nog nooit 2 rooibokkerhamme gesien wat teel. En ek het 2 rooibokkerhamme daar op die plaas. Ek kyk, dit gebeur. Dit gebeur nie. Hoekom nie? Want dis nie hoe God die wêreld geskaap het nie. Dis nie hoe God die heelal gemaak het nie. Dit behoort nie so te wees nie. Mag die Here die oë van elke mens oopmaak. En dankie Here, daar is mense, ek het al briewe gelees van die gey-gemeenskap, van mense wat terugdraai na God toe en erken, ek was besig met die verkeerde dinge. Dankie Here vir mense soos daai. Dankie Here vir mense wat omdraai. Kerk van die Here, dit maak nie saak hoe lank jy in so 'n verhouding was nie. As jy terugdraai na God toe en erken, ek is besig met goed wat uit lyn met God se woord is, en jy repent, dis die belangrikste om te repent en die regte ding te begin doen, gaan ons mekaar in die hemel ontmoet. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, maar moenie jouself blindeling staar teen alles wat jy weet verkeerd is. Alles wat jy weet God se woord sê, is 'n gruwel in my oë. Maar jy hou net aan met dit, want dit pas my. Selfs in die natuur kry jy hierdie tipe van dinge nie. Hoekom nie? Want dit is nie die bedoeling wat God vir die mens gehad het met liefde nie. Die God van hierdie wêreld het sy bedoeling ingebring en die mens so verblind dat jy geen fout daarmee sien nie. Dis mos liefde. En die woord van God praat mos baie van liefde. Dis waaroor die woord gaan, is liefde. Solank hulle lief is vir mekaar, is alles oukei. Solank jy gelukkig is, my seun, is alles oukei. Nie in my huis. Daar's nie 'n manier. Want dit staan nie hier. Verblind is jy deur die God van hierdie wêreld. Die teenoorgestelde van 'n gelowige is 'n ongelowige. En as jy nie, dan moet jy vir my sê, jy doen alles wat lynreg teen die woord van God staan, maar ek is 'n gelowige. Want jy glo nie wat die woord van God sê. Gelowige beteken ek glo alles wat hier staan. As ek nie glo wat daar staan, maak dit van my outomaties 'n ongelowige.
So as jy deel met dinge wat jy nie behoort te deel, jy moet nie vir my sê, jy is 'n kind van God nie. Of 'n gelowige. En as jy 'n kind van God is, sal die Heilige Gees vir jou weet kry, broer. Dis wat ek vanoggend gesê, transformasie. Dit help nie, jy sê, ek is 'n kind van die Here en die Gees sê vir jou, jy is besig met die verkeerde dinge, raak ontslaaf van die dinge, en jy hou dit aan, en jy ignoreer wat God vir jou sê. Wat maak dit dan van jou? Ongeloof. Nou deel jy nie spesifiek met hierdie tipe van dinge nie, wil ek vir jou sê, as jy jouself besig hou met dinge wat teen God se woord staan, en dit pla jou nie meer. Jy dink dalk dis oukei om aan te hou daarmee. Wil ek vir jou sê, jy is verblind, jy die vyand, presies soos wat 2 manne of 2 vroue wat in die huwelik staan, verblind is. Die teologiese begrip van sonde verwys 'n skering tussen God en die mens. Die skering word as gevolg van 'n etiese en morele wangedrag teweeggebring. Die leefstyl wat ons as mens aanknoop, raak 'n gewoonte. Al is dit lynreg teen die woord van God. Dis waarvoor ons moet pas op. Ag, ek is al so lank besig met hierdie sonde of hierdie dinge dat dit my nie eens meer pla nie. Ek vloek al vir soveel jare. Dit pla my nie eens meer. Dit is al so gewoonte dat jy jouself nie meer hoor vloek. Het jy al gestaan in 'n gesprek en ek is nie volmaak nie, ek het self gevaarlik geswets. Baie van die ouens het my al vir 'n rukkie ken sal weet. Maar dankie Here, dat die Here my verlos het daarmee. Nou en dan as ou kwaad word, dan yes, want dan spring hy iets uit wat nie daar moet uitspring nie. Want ons is mens. Maar wat ek probeer sê vir u vanmôre, dit raak 'n gewoonte. En dit is nie meer vir jou snaaks nie. Weet jy wanneer kom jy agter dat jy werklik kan vloek? Hulle sê mos 'n ou wat elke tweede, derde woord in sy sin is 'n vloekwoord, sy ou wat nie baie goed in sy moedertaal is nie. Want hy verplaas hierdie woord wat hy eintlik nie weet wat hy moes sê nie met 'n vloekwoord. En dis eintlik waar. Dink bietjie mooi daar. Weet jy wanneer kom jy agter dat jy eintlik vloek? Dis die oomblik wanneer jy vloek, iemand vir jou sê, hou op om so direk te praat. Dis nie eens dan wanneer hierdie liggie aangaan en sê, my magtig, ek het in 'n vloekwoord gesê. Nou, want ons is so gewoon daaraan, dat is nie meer snaaks nie. Dis oukei. Dis niks fout daarmee. Pla my nie meer nie. Elke tweede Saterdag nou al vir hoeveel jare kry ek en my pelle mekaar met dieselfde baar. Kekkerboel. Dis 'n instelling. Ek onthou so 'n paar jaar terug, het ek vir 'n ou gewerk, ek gaan nou nie name noem nie, maar blykbaar die een Rustenburg is daar, is dit 'n kekkerboel of kokkerboel, ek weet, nou gaan niemand weet nie. Niemand gaan nou sê, wat is daai plek? Maar in elk geval, hulle het elke donderdag aan, was dit die kuierplek van die dag gewees. Na werk het hulle almal daar gaan kuier. En ek sê nie vanmôre, as enige iets fout, om by kokkerboel of kekkerboel of wat se boel op te gaan sit nie. Maar dit raak so instel, dat jy naderhand geen fout meer sien, met dit wat daar gebeur, of dit waarmee jy jouself besig hou. Dis niks anders as 'n blinddoek wat die vyand op jou oë sit, om te kan onderskei kerk tussen reg en verkeerd. Die skering tussen God en die mens is as gevolg van sonde. Dis oukei as my vrou en kinders elke aand alleen moet sit op 'n donderdag aand. Hulle weet al. Donderdag word daar niks beplan nie, want pa gaan sy.
Die vrouens weet al, Dora aande bel ek nie vir hom kos nie, want hy van die ingesuip kom en dan breek hy nog my mikrogolf oop, die kos daar. Maar daar is niks fout daarmee nie, want dit is 'n instelling. Doen dit al vir jare. Nie is my vrou vind meer fout daar. So kan ek aangaan en aangaan. Ek hou myself besig met pornografie, drank en dwelms, vloek en vervloek almal waarvan ek nie hou nie. Ek hou my besig met alles wat die woord my teen waarsku. Maar is al so verblind met die God van hierdie wêreld, dat selfs 'n debat kan voer daaroor en aan jou probeer bewys dat daar absoluut niks fout is met wat ek doen. Dis mos 'n man. Dis mos hoe ons rol. Of dis mos wat manne doen, as jy dit nie doen, is jy nie 'n man nie. Ek wil graag hê jy moet mooi verstaan vanmôre. Ons moet begin om die klappe van ons oë af te haal. En te begin sien dat die vyand besig is om in jou neus hier rond te dryf. Net waar hy jou wil hê. Sonde is enige iets, luister nou baie mooi, sonde is enige iets wat jou verhouding met God skade doen. Ons het nou net gesien dat sonde is skeiding tussen God en die mens bring. Sonde is iets wat jou wegdryf van God af en het steel jou lewensvreugde. Behalwe dat sonde alles is wat verkeerd is sonde niks anders as om teen die wil van God op te tree. En ons almal weet dat sonde het in die tuin van Eden begin, toe Adam en Eva ongehoorsaam was en teen die wil van God opgetree. En ek sê weer vanmôre, ons almal het sonde, elke een van ons wat op hierdie aarde loop, het sonde, en doen sonde. Maar ons het ook elkeen 'n gesonde verstand gekry om te kan onderskei. En nie ons sondes te probeer regverdig met ons dade. In Johannes 1 vers 8 tot 9 sê, as ons sê ek is geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en geregverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wat beteken hierdie teksvers vir u vanmôre? Nou dat ek weet, die woord sê, ek het sonde of lewe, sondige lewe, is dit nou maar oké. God is getrou en regverdig, ek kan maar aanhou met hierdie sondige lewe sê. Nee, 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 1000 maal nee, verseker nie, dis nie wat dit beteken nie. Die heel eerste stap is ek moet erken, ek is besig met dinge wat uit lyn is met God se woord. Want erkenning bring genesing. As ek nie kan erken, hierdie waarmee ek sukkel, is uit lyn met God se woord nie, beteken dit ek is verblind vir die God van hierdie wêreld. Want as ek nie kan erken, ek is verkeerd nie. Hoe in die lewe gaan ek dan nou wil regmaak wat ek verkeerd gedoen het? Ek gaan nie, want ek is dan nie verkeerd nie. Ek doen niks verkeerd nie. Dit wat ek doen is oké. Die ergste van alles is, dan probeer hulle nog die skrif so verdraai, om hierdie goed oké te maak. Dit terwyl ons al die tekens om ons kan raak sien en kan sien hoe die tyd besig is om min te raak. Terwyl ons sit en kyk hoe die uurglas besig is om uit te loop. Terwyl God al die tekens vooraf vir ons gegee het en die meerderheid van die mensdom het aan iewers gehoor dat Jesus weer gaan kom. En as hy kom, kom hy om sy kinders te kom haal. Daarom sal daar niemand voor God kan staan en sê, Here, maar ek het nie geweet. Here, ek het nie gedink u gaan terugkom nie. Ek het u nie
nou verwag nie, want die tekens en die waarskuwings is iewerster deur die loop van jou lewe aan jou geopenbaar. Daar is wel 'n groep mense wat dalk iewerster op hierdie aarde loop wat nog nie die evangelie van Christus gehoor het nie, maar die Here sal hulle verseker nie hel toestuur nie, want ons dien 'n regverdige God. Hy gaan nie en my dalk verantwoordelik hou omdat ons nie die evangelie aan hulle gaan verkondig nie. Ja. Maar wat ek vir julle wil sê vanmôre, as jy iets doen wat jy weet, nie God se goedkeuring wegdra nie, los dit, stop dit, kry klaar met hierdie ding. Dit is verseker nie die moeite werd nie, kerk. Hierdie tydelike lewe en die dinge wat hierdie wêreld jou kan bied, kan nie opgeweeg word teen wat God vir ons het stoor het. Sê ek vanmôre jy moet krepeer terwyl jy op aarde is? Nee, verseker nie. Want God sê ook in sy woord dat hy vir ons almal genoegsaam sal gee. Eintlik sê hy lewe in oorvloed. Hoekom? Sodat ons 'n seën vir ander kan wees. Sê ek dat jy as kind van God vanmôre gevrywaar is teen storms en probleme van die lewe, dat jy nooit op 'n plek gaan kom waar jy in sak en as gaan sit en voel ek weet nie meer wat ek kan toe en wat om te doen nie. Nee, ek doen nie. Wat ek wel vir u kan sê is, ek verkies dit eerder. Ek verkies dit eerder om saam met Jesus Christus op so 'n ou klein skytjie, man, al is dit 'n kanoe in die middel van 'n rowwe see te sit, as wat ek op Dubai se straat met die heerlike sonskyn weer sonder Christus staan. Dan sit ek eerder saam met Jesus Christus in daai klein bootjie in die middel van die see, in die ergste storm waarin jy kan dink. Moenie toelaat dat die God van die wêreld jou so verblind, terwyl ons weet die tyd loop uit. Word wakker, kinders van God, die tyd is min. Kan ek weer vir u sê vanmôre, the destiny of this earth is to fail. It's a sinking ship. Ons kan hom lap en ons kan hom plak, soveel as wat ons wil. Sink, gaan hy sink. Daarom pleit ek by u vanmôre, of vashou aan alles wat die wêreld jou kan bied. Die wêreld met alles op hom en in hom sal vergaan. Maar as daar een ding is wat nooit sal vergaan nie en sal bly staan, is dit hierdie woord van God, wat ons nie mag verdraai nie. Want die woord van die Here sê, jy sal hieruit niks byvoeg of niks uithaal. Psalm 102 vers 27 sê, hulle sal vergaan, maar u sal bly. Ja, hulle almal sal soos 'n kleed verslyt. U verwissel hulle soos 'n kledingstuk en hulle verdwyn. Matteus 24:35, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde, sê God, sal nooit verbygaan. Die woord sê die Here sal kom soos 'n dief in die nag. En 'n dief laat jou nie vooraf weet wanneer hy gaan kom nie, anders sou jy gereed gemaak het. Is ek reg of verkeerd? Jy sal hom ingewag het. Jesus praat hier van 'n dag en die uur wat aan niemand bekend is. Maar kom, gaan hy kom. Want selfs hier waarsku hy ons dat hy sal kom. Hy sê wel soos 'n dief in die nag. Jy moet mooi verstaan wat die woord sê. Die Here sê eintlik vir ons dat niemand weet wat die dag en die uur is nie. Soos 'n dief in die nag. Maar hy sê wel, kom, sal hy kom. En ons kan nie vanmôre hier sit en sê, maar ons het nie geweet nie. Want daarom gee God vir ons die tekens dat die tyd begin uitloop. Kyk maar net bietjie om jou wat in die wêreld aangaan. Kyk maar net bietjie om jou, jy gaan begin bang word in jou hart. Nie terwille van jou eie geloof nie, maar terwille van te veel mense wat nog hier buite rondloop
asof daar nie 'n God in die hemel is. Ek wil graag vir 2 Petrus 3 vers 10 tot 18 lees. Hy sê, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Hoor mooi, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal verbrand en vergaan. En die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en het verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan, die elemente sal brand en versprei. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele, nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, want ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle vastigheid. Waar lê jou vastigheid? Jou standvastigheid behoort hier geanker te wees in die woord van God. Daarom sê ek vir u vanmôre, daarom vra ek u vanmôre, daarom pleit ek by u vanmôre, as dit nie hier staan die kerk van die Here, dan glo jy dit, dan aanvaar jy dit. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou, sowel as die dag van ewigheid. Amen, sê die woord. Maak jouself gereed, kerk. Die tyd word minder. Die tekens word al hoe duideliker. Daarom sê die woord, terwyl jy hierdie dinge verwag, beywer jouself, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Maak seker jou saak is reg met die Here voordat dit belaat is. Ons loop rond met die gedagte dat die Here nie nou al sal kom nie, want daar is te veel mense wat op 'n dwaalpad is. Maar kan ek vir u sê vanmôre, God kan enige oomblik hierdie wasyn blaas. En as jy dink dat die Here wag vir nog miljoene mense om tot redding te kom, wil ek vir u terugvat na die dag van Noag toe. Terwyl Noag vir 100 jaar aan hierdie magtige skip gebou het, sien die mense hoe hy hierdie skip bou. Terwyl hy plus minus 100 kilometer van die naaste water afstaan. Die gedagte, hoe gaan jy hierdie ding by die water kry? Min geweet dat God die water by hierdie ding gaan kry. En hierdie ark is gebou in al hierdie tyd. En wat het gebeur? 8 mense. 8 mense het tot rede gekom. Kerk, kan ek vir u sê vanmôre, as daar slegs 8 mense is, teen die tyd wat God besluit om die basyn te blaas, is dit hartseer om vanmôre te sê dat net 8 mense die hemel sal ingaan. Van 1,5 biljoen mense op die aarde. God is nie gepla oor die nommers.
daar's 'n tyd. En daardie tyd is reeds vasgestel. En as jy nie reg is op daardie tyd nie, gaan God jou nie jammer kry. Ek wil vir julle sê vanmôre, terwyl die deur van genade oop staan, het God genade. Maar die oomblik toe God daai engel gestuur het om hierdie ark se deur toe te maak, was daar geen genade meer vir die mens oorgewees. Ons weet dat die kruisdood van Jesus en sy bloed ons red van die gevolg van sonde, wat die ewige dood in die hel is. Maar dit beteken nie ons kan sonder verandering of sonder transformasie deur die lewe gaan. As jy vanmôre hier sit en jy glo dat Jesus gesterf het aan die kruis vir jou sonde, behoort jy die res wat in hierdie skrif staan ook te glo. En in hierdie skrif is daar baie waarskuwings van God, waarin hy ons vermaan om klaar te kry met hierdie dinge van die wêreld. Wat verwag God van my as mens? Dis seker die belangrikste vraag wat 'n mens God kan vra. Op sy knieë voor die aangesig van die Here roep Saulus, die vervolger van die Jesus-beweging, Here, wat wil U hê moet ek doen? Handelinge 9 vers 6. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil U hê moet ek doen? Die Here antwoord hom, staan op, en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Ons praat nou hier van Paulus, wat 'n vervolger was van die Jesus-beweging, wat hoeveel kinders van God, Christene, doodgemaak het, omdat hulle die Here gevolg het. En op pad na sy volgende bestemming toe, sê die woord, het God uit die hemel uit, met 'n stem tot hom gepraat, en al sy makkers wat saam met hom geloop het die stem gehoor. En dit het gemaak dat Paulus besef, ek is besig om te speel met die genade van God. Ons is nie almal in daai bevoorregte posisie om aan te hou en aan te hou en aan te hou met slegte dinge en die verkeerde dinge, totdat God tot jou praat. Maar God het 'n plan gehad met Paulus. Die meeste van hierdie boeke wat in die Nuwe Testament geskryf is deur Paulus geskryf. Die meeste vermaning om jou lewe reg te kry en te draai na God toe, kom deur Paulus wat Jesus se volgelinge vervolg het. Voorheen, terwyl jy 'n gevangene van sonde was, vervreemd van jou maker, het reg doen en reg lewe jou nie meer veel gepla nie. Hoekom sê ek so? Want as jy in die wêreld lewe, dan pla die dinge van die wêreld jou nie. Dit pla jou nie as jy besig is met verkeerde dinge nie. Want jy is nie 'n kind van God. Die oomblik wat jy jouself omdraai en jou hart vir die Here gee, dan begin hierdie dinge jou pla. Dan begin die Heilige Gees dit openbaar. Luister boetie, jy is besig met iets wat uit lyn is met God se woord. As kind van God, nou is jy nooit heeltemal seker of jy genoeg reg doen en reg lewe. Met elke preek hoor jy van nog 'n stukkie heilige verwagting en nog wonderlike ideale en dit voel so ver buite jou bereik. Jy wil graag al hierdie regte dinge doen, maar jy kry dit nie altyd so maklik reg. Jesus is God se bonatuurlike voorsiening vir ons om heilig en reg te kan lewe. Hy stel ons in staat om al die reg doen, reg lewe, spontaan en natuurlik te kan doen. Voorwaar, ek sê vir julle, sê die woord, wie in my glo, het die ewige lewe.
Ek is die brood van die lewe. Jesus gee ons sy vlees, sy goddelike vermoë en natuur, sy geregtigheid, sy krag, sy oorwinning en in ons geloof. Ons moet leer om deur Jesus te lewe. Kom ons gee vir Jesus 'n lekker handeklap. Kan jy dit glo? Hy sê ek is die brood van die lewe. Jesus gee ons sy vlees, sy goddelike vermoë en sy natuur. Sy geregtigheid, sy krag en sy oorwinning. Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe, sê die Here. Ons weet ons word gered deur genade, maar steeds het ons nodig om te streef na goddelike lewe. Dit terwyl daar nog tyd is. Terwyl die deur van genade steeds oop staan en jy 'n kans het om jou lewe totaal aan Christus oor te gee. Doen dit. Ons skuld dit vir die Here, jy skuld dit vir jouself. Jy is nie net sommer geskape om gebore te word en net later te sterwe nie. Jy is geskape tot God en vir hom. Ons is vir God geskape, ons behoort aan hom. Omdat ons aan hom behoort en as kind van God voor die wêreld kan staan, en ek ook al die voordele van die koningskap. Kerk van die Here, niemand is volmaak. Daar's net een mens wat volmaak was, en dit was Jesus Christus, terwyl hy in die vlees was. Jy en ek sal nog baie fouteer. Ons sal God nog baie teleurstel. Maar soos ek vroeër gesê het, God ken elkeen van ons harte, en hy weet of jy werklik jammer is oor jou sonde, en of jy werklik bely vir jou sondes, en of jy dit steeds aanvaar, asof daar niks meer fout is. Kan jy onthou hoeveel foute het Dawid gemaak? Tog sê die woord van God, Jesus het God het hom innig lief gehad. Hoekom? Dawid het erken as hy gefouteer. Dawid het deeply repent voor God. Hy het bely oor sy sondes uit sy hart uit. Here, ek is jammer oor dit wat ek gedoen het. Hy het nie afgelag en afgemaak asof dit oukei is, ek is die koning. Ek kan maak wat ek wil, dan maak ek breek soos ek wil. Nee, ek erken, ek is 'n sondaar voor u gewees, Here. Ek het gedoen wat u vir my gesê het, ek nie mag doen. Daarom val hy op sy gesig. Die woord sê, Dawid het op sy aangesig neergeval. Tot God geroep. Hoekom vertel ek vir hierdie? Probeer tot die beste van jou vermoë om 'n goddelike lewe te lei. En wanneer jy fouteer, dan erken jy het fouteer. En val op jou aangesig neer voor God. Ek het al baie in my lewe op my aangesig voor die Here geval en snot en trane gehuil voor God. Sê, Here, ek is jammer, ek my hart uit is jammer. Want ek weet, ek het u teleurgestel. Ons is tog so ingestel op die feit om, ag, ek moet tog net nie hierdie ou of daai ou teleurstel, ek moet tog net nie my beste vriend teleurstel nie. As ons maar net so gevoel het oor God. As ons maar net so gevoel het oor, ek het nou die Here teleurgestel. Here, ek weet, dit wat ek nou gedoen het ek u teleurgestel. Want ek is nie veronderstel om myself op te hou met goed soos hierdie. God weet wanneer jy werklik berou het oor dit wat jy verkeerd gedoen het. Maar moet dit nie afmaak asof daar niks aan jou fout was. Daarom gee die Here hierdie woord aan ons vanmôre. Ek wil vir u sê, kerk, pas op, dat die God van hierdie wêreld, terwyl die tyd
bittermins jou nie so verblind dat jy nie jou eie sonde kan aanskou. Streef eerder met alles wat binne in jou is om 'n goddelike lewe te lei. Raak ontslaaf van alles wat jy weet wat 'n muur oprig tussen jou en God. Dit is eintlik so maklik om te onderskei. Al wat jy moet doen is vra jouself die vraag af: kan en sal Jesus Christus saam met my doen wat ook al ek nou beplan om te doen? En as die antwoord nee is, bly weg van dit af. Kan en sal Jesus saam met ons kan gesels as ons net 'n klomp manne of net 'n klomp vroue alleen saam met ons pelle om die vuur staan? Die gesprekke wat ons voer, sal ons vir Jesus in hierdie kring kon innooi en sê: Here, kom ons maak spasie vir die Here, dat die Here saam met ons hier staan. Ek het niks vir vanmôre, moenie dink jy staan alleen daar. Moenie dink dis net jou pelle in daai kring wat hoor wat jy te sê het. God hoor wat ons sê. Vra jouself die vraag, dis eintlik so maklik. Ons wil mense tevrede stel. Dis wat ons wil doen. Jy wil jou baas tevrede stel. Jy wil jou vrou tevrede stel. Jy wil jou kinders tevrede stel. En God is heel laaste op die lys. As daar tyd oor is vir hom. Wanneer jy die vyand is so verblind, dat jy jou eie foute miskyk. En nie bely voor God, vir dit wat jy weet, uiteindelik in God se woord. Kan en sal ek Jesus saam met my kan neem, waar ook al ek gaan. Dit maak nie saak wat dit is. En as jy niks fout vind daarmee, om jou besig te hou met goed wat jy weet, nie God se goedkeuring wegdra, dan wil ek vir jy sê vanmôre, jy is reeds verblind. Die tyd is min. Kom ons kom by Jesus uit. Bid dan tot God dat hy hierdie skille van jou oë sal afhaal, dat jy kan besef, ek was verblind al hierdie tyd, Here. Maar dankie, Here, ek kan nou weer sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n kragtige woord is hier nie vanmôre nie. En ons almal behoort vanmôre iets te leer hieruit. En ek wil begin vanmôre, Here, deur te pleit by U as herder van hierdie gemeente om die skille van ons oë te laat afval. En ek bid dat die Gees van God hier waar ons nou in hierdie gebou sit, en elke een wat dalk na hierdie video gaan kyk, wat na hierdie diens gaan kyk, dat die Heilige Gees werklik waar nou op hierdie oomblik sal identifiseer die dinge wat ek uit my lewe uit moet kry. Dit maak nie saak of dit groot of klein is. As dit God nie behaag nie, hoort dit nie in my lewe. En ek pleit vanmôre, Here, nie net vir hierdie gemeente nie, vir elke man en vrou, jong en oud, wat hier buite is, wat nog nie by die voete van Jesus uitgekom het nie. Ek roep vanmôre siele terug na God toe, want die tyd raak min, Here. Dit voel partymal of 'n mens net uit jou voertuig uit kan klim. En net vir iemand vra, weet jy dat die tyd min raak? Weet jy daar kom 'n dag wat God sy deur van genade gaan sluit? En maak die saak hoe hard jy aan hierdie deur gaan klop en krap en skop nie. Wanneer hy toe is,
is hy toe. Here, ons weet en ons erken vanmôre dat ons het die boodskap gekry dat God weer vir Jesus gaan terugstuur om ons te kom haal. En ek bid, Here, dat niemand die hemel sal mis nie. Want Jesus het gesterf vir elke een wat op hierdie aarde loop. Daarom behoort niemand, nie een siel, behoort die hemel te mis nie. En ons kan vanmôre bid en pleit, Here, dat die Gees in elke een se hart werk. Selfs die mense wat teruggeval het, wat miskien een of ander teleurstelling gehad het, besluit het, ek gaan nie meer die Here dien nie. Roep ons vanmôre terug in die naam van Jesus Christus. Terug na die huis van die Here toe. Want nie een van die 100 skapies behoort verlore te gaan. Ek pleit by U vanmôre, Here, dat U prompt die vanmôre deur die Gees elke een se hart sal aanraak. En dan ook ons, Here, wat vanmôre getrou die dienste bywoon, bid ek, Here, dat U werklik waar vir ons sal help, dat ons sal erken en identifiseer wat daar nog is, wat 'n muur oprig is in my en my maker. Dit is nie die moeite werd nie, kerk. Die tyd op aarde is min. En die van ons wat dalk die voorreg gaan hê om vir Jesus te sien op die wolke terugkom voordat ons tot sterwe kom. Ons weet nie wat die dag van môre vir ons bring nie. Here, terwyl ek hierdie woord voorberei het gister en sê, die tyd is min, besef ek, voor ek hierdie boodskap bring, vir die laaste boodskap kan bring en sê, die tyd is min, kerk van die Here, voor ek hierdie boodskap bring, kan daar die bassein blaas. En ek bid tot U dat ek dit nog een geleentheid kry om te pleit vir die mens, om terug te keer na God toe. En ek dank U vanmôre dat ek nog 'n kans gekry het, nog 'n oggend gekry het, Here, om hier te staan en te roep tot elke hart. Kom terug na Jesus. Kom terug na Jesus. Ek dank U vanmôre vir hierdie woord, Here, wat uitgegaan het. En ek bid werklik waar dat ons hierdie woord ernstig sal opneem. Dat ons sal besef dat hierdie jaar dalk nie eers gaan klaarmaak. Want ons weet nie wanneer die dag en die uur is nie. Maar ons sien, Here, hoe U woord wat in die skrif opgeskryf word, wat geprofeteer is van die Ou Testament af, in vervulling begin kom. En ons weet dat ons is in die laaste dae. En ek gee nie om, Here, wat wie sê, van ja, die Here het al 2000 jaar terug gesê, hy gaan kom nie. Ek sê vanmôre, onder die woord van God, dat die tyd is min. En ek pleit dat niemand onverwags die bassein sal oorblaas nie. En dat niemand verward sal raak wanneer daardie bassein blaas, maar dat ons sal opkyk en sal sê, dankie Here, dat U ons kom haal. Maar ek bid dat elke een so sal voel, Vader. Want die woord sê, daai dag sal mense hardloop en pleit dat die berge op hulle moet val.
omdat hulle weet, die tyd het aangebreek, en dis nou te laat. Bid vanmôre, Here, dat elke een wat in sy hart voel, om weer 'n omkeer te maak tot God, dit vanmôre sal doen. Sal erken, dat ek het nog soveel werk om te doen, Here. Ek bid, Here, dat U elke een van ons sal help, met wat ook al ons sukkel. Maak nie saak wat dit is, want ons werklik waar nader aan U kan kom. Dat ons werklik waar meer soos Christus sal wees. Here, dan bid ek dat U ons sal leiding gee, dat ons sal uitreik tot ander wat nie tot God bekeer is. Dit is belangrik, dit moet God vir ons wil hê. Ek dank U, Here, vir die woord, en ek bid nou dat die Gees vanmôre die naprediker van hierdie woord sal wees, en werklik waar hierdie hart van ons, Here, sal oopmaak vir hierdie woord, en hier sal ingrafeer, in erns, dat ons sal besef, Here, daar is nie meer tyd om kerk te speel. Dat ons lewens sal reg kry, en dit sal reg hou, Here. Dit is my gebed oor hierdie hele gehoor vanmôre, en ook oor myself. En ek dank U, Here, vir hierdie woord. Mag U naam verder verheerlik en vereer word. Dis my gebed in die wonderlike naam van Jesus Christus. En ek dank U daarvoor. Amen en amen.